Dankie Willem, Philip. Goeiemôre almal. Ons moet vanoggend begin met 'n belydenis en bieg. Hier is baie tegniese probleme as gevolg van die beerdkrag en spesifiek dan ook die internet sein. Want hierdie Vodacom torings en alles is nou maar deel van die beerdkrag probleme ook. So daar's 'n moontlikheid dan ook dat ons nie vanoggend die erediens regstreeks kan uitsaai nie. Dit word weliswaar opgeneem en dan sal ons se DV dan na die tyd net weer op YouTube sit. Goed, ons het dan enkele afkondigings wat deurgekom het. Die kollekte vanoggend is dan vir die uitreikfonds. Goed, en dan dit is normale kateksasie soos gewoonlik. Hierso wil ons net noem, die jeug gaan nie in die kerksaal bymekaar kom nie, want ons het daarsom ons die gemeente T, so die jeug moet asseblief daarso in die ou pastorie, daarso in die garage gedeelte, daardie groot vertrek daar bymekaar kom. Almal uitgenooi vanoggend dan ook na letterlik die kombuistee, die in gebruikneem ook van die formele van die nuwe kombuis ook. En saam met dit dan ook die verjaarsdagtee vandag. En dan maandag aand is dit kopskuif. Is daar in die moederskamer en dan woensdag aand Ratio Christi se gewone byeenkoms dan by Daniel hulle. Dan die kateksasie afsluiting is DV die 4de Desember. En dan volgende Sondag aand het ons nie hier erediens nie, nêrens in die klasses nie, want die klasses kom almal saam by Derde Poort vir die hervormingsdiens. So volgende Sondag aand se erediens is dan DV 6:30 in die Gereformeerde Kerk Derde Poort en ons nooi almal uit ook na hierdie feesgeleentheid. Goed, en dan na die diens gaan Jacques en Dani baie kortliks met ons praat oor die bedieningsgroepe wat ons op die oomblik dan ook stelselmatig dan ook bekendstel hierso. Goed, en dan gister was Frans de Bie se begrafnis gewees. Sy het dit ook nou al reeds vorige kere afgekondig en bid ook steeds vir Elsie en dan het ons ook gehoor dat oom Piet Langley op die oomblik ook baie swak is en Tannie Marinda ook vir Tannie in besonder baie sterkte. En ons vra ook dat ons almal asseblief, selfs al ken jy nie die mense nie, dat ons ook vir hulle bid in hierdie omstandighede. Ons wotum vanoggend is 'n belydenis uit Skrifverruiming 12:3. As ons saam sing, doen dit bewustelik. En dis iets wat ons geloofsbelydenis is iets wat ons as Christene, al ken ons mekaar nie almal by die naam nie, hier as 'n eenheid aan mekaar bind. Hierdie geloofsbelydenis is ons getuienis hier vanuit Brooklyn en alle Christene na buite, waarin ons vir die wêreld dan ook sê in wie ons glo en dan bo alles as ons geloof bely, dan is dit in erkenning en belydenis ook teenoor die Here ons God self. So kom ons staan en dan sing ons Skrifruiming 12:3, al 3 die verse, dan kan ons weer gaan sit waarin ons dan sal voortgaan.
genade, liefde, vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees in jou. Amen. As deel van ons geloofsbelijdenis lees ek vir ons enkele verse uit Jesaja 45. Terwille van my dienaar Jakob, wat ek uitverkies het, sit jou eie naam daar, terwille van jou wat ek uitverkies het ek jou by die naam geroep, sê die Here. Gee ek jou 'n eretitel. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar buiten my geen God is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig en skep die donker. Ek gee voorspoed, ek skep rampspoed. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Laat die reën uitsak, hemel, laat redding, reën, wolke, breek oop aarde, laat voorspoed ontkiem, laat trou uitspruit. Ek is die Here, ek skep al hierdie dinge. Kom ons sing dit dan ook belydend saam in Skrifruiming 2:2, vers 1 en vers 3.
Kom ons bid saam. Waarlik Here, U alleen is God. Daar is niemand buiten U nie. Ja, saam met hierdie woorde wat Jesaja destyds ook getuig het, is dit ook ons belydenis. En soos wat ons ook saam gesing het, U wat die hemele geskep het, U wat die aarde geskep het, Here, U wat versorg, U wat reën gee op U tyd, waarvan ons het daarvan iets ook beleef gisteraand ook. U wat die voorspoed gee, U wat ook onheil beskik. U is die lewende God, Here. Ons aanbid U. En soos wat ons ook nou saam gesing het, ons is die klei. U is die pottebakker. Ons verstaan nie altyd U werk met ons nie, en ook deur ons nie. Maar Here, ons wil onsself ook in U hande stel, soos wat ons ook gesing het. Ons vertrou onsself aan U toe. U is ons God. Ons U kinders. Dankie vir daardie voorreg. En dat ons daarom ook weet, al verstaan ons nie altyd dinge hier op aarde nie. Ons is nie uitgelewer nie. U is ons God, die lewende God. Dankie vir hierdie pragtige dag en ook na gisteraand se reën wat ook die stof letterlik ook alles afgestof het, Here. Dat ons ook iets van die mooi vanoggend ook daar buite kan beleef. En dat ons weet dit is hoe U wat versorg. En as U dit in die skepping doen, hoeveel te meer nie vir ons nie. Dankie vir ons saamwees. Dit is 'n voorreg om hier saam te wees, om saam te mag aanbid, om saam stil te mag word ook voor U, te vra na U wil. En ook te bid om U leiding, as ons nou gaan luister na wat U vir ons sê, Here. Baie dankie ook vir ons saamwees in hierdie gemeente van U. Ook vir fasiliteite, dat ons hier by mekaar mag kom en ook ondanks beerdkrag en ander uitdagings nog steeds, Here, saam mag vergader. Ook waar ons vandag dan formeel ook dankie sê vir 'n nuwe kombuis. Dit is uit U hand uit. Dankie dat dit U is wat dit ook vir ons moontlik gemaak het. Ook waar ons vandag verjaarsdag het. Here, dit is alles 'n getuienis van U. Dis U wat ons deur hierdie lewe dra. Ons eer U daarvoor. Ons bid ook in besonder ook vir ons kinders. Hier waar hulle ook in hierdie gemeente van U ook onderrig word. As ook deel van die ouers se belofte aan U om hulle kinders te laat onderrig. Ons bid vir elkeen wat betrokke daar is. Ons bid vir elke kind, ook in hulle besondere omstandighede. Ook die kleintjies wat nou uitgaan ook vir kindererediensbegeleiding. Ons groter kinders met katekisasie. Ons dink in besonder ook aan ons kinders en ook ons studente, Here, wat ook nou op die vooraand is van eksamens en voorbereiding en lei hulle ook so deur die Gees. En ons mag vir mekaar bid, ons moet. Daar's mense wat swaar het, Here, wat seer het, wat onseker is, mense wat worstel in hulle geloof, mense wat kwaad is, gefrustreerd is in hulle geloof. Help ons dat ons ander ook kan help en gebruik ons ook as U instrumente en lei ons, Here, in U liefde deur U Gees. Smeek dit alles diep afhanklik in Jesus Christus, ons Here se naam alleen. Amen. Goed, ons gee dan nou vir ons klein kindertjies ook geleentheid om uit te gaan vir die kindererediensbegeleiding.
Ons bedien vanoggend die woord van ons Here uit Amos 5. Ons lees die eerste 15 verse van Amos 5. Amos 5 vanaf vers 1. Hoor hierdie woorde wat ek teen julle moet sê, hierdie treurlied Israel. Israel het geval, hy sal nie weer opstaan nie. Hy lê neergegooi op sy grond en niemand help hom op nie. So het die Here my God gesê, die stad wat met 1000 gaan aanval, hou net 100 oor. Die een wat met 100 aanval, hou net 10 oor vir Israel. So sê die Here vir Israel, vra na my wil, dan sal julle lewe. Moenie in Bethel gaan raad soek nie. Moenie na Gilgal toe gaan of verbygaan Berseba toe nie. Gilgal sal in ballingskap weggevoer word. Bethel sal tot niet gaan. Vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. As julle dit nie doen nie, sal die Here vir Josef soos 'n vuur tref. 'n Vuur wat vir Bethel sal verteer sonder dat iemand dit kan blus. Julle maak van die regspraak 'n bitter saak. Julle trap die reg in die grond in. Hy deur wie die 7 ster en Orion gemaak is, hy wat die donker in oggendlig verander, die dag donker nag laat word, hy wat die water van die see roep en dit oor die aarde uitstort, sy naam is die Here. Dis hy wat die magtige met vernietiging tref, wat vernietiging oor die vestingstad bring. Julle haat die wat vir die reg opkom in die howe. Julle verafskiet die wat die waarheid praat. Omdat julle die arme mense vertrap en van hom koring afpers, sal julle nie woon in die huise van gekapte klip wat julle gebou het, en sal julle nie die wyn drink van die pragtige wingerde wat julle geplant het nie. Ek weet hoe baie julle oortredings is, hoe groot julle sondes is, julle wat die vyande is van die wat reg doen, julle wat julle laat omkoop en nie aan die armes reg laat geskied nie. Dit is daarom dat 'n verstandige mens maar stil bly in daardie tyd, want dit is 'n bose tyd. Probeer goed doen, nie verkeerd nie, dat jy kan lewe. Dan sal die Here die Almagtige God so by julle wees, soos julle sê dat hy is. Julle moet haat wat verkeerd is, julle moet lief hê wat goed is, julle moet opkom vir die reg in die howe. Dan sal die Here, die Almagtige God, hom dalk ontferm oor wat daar van Josef oor is. Ons Here wat praat deur Amos. Ons Here wat hard en reguit praat deur Amos. Vers 13. Dis ons Here wat sê 'n verstandige mens sal in daardie tyd maar eerder stil bly. Daaroor jy sal nie getuig nie, jy sal nie probeer regstel nie. So 'n bose tyd sal dit wees, of is dit? 'n Bose tyd. Ja, boos, weet ons, staan teenoor vers 4, vra na my wil. Teenoor vers 6, vra na die wil van die Here. Boosheid staan teenoor God se wil. En boosheid is die kanker van die lewe. Boosheid is sonde, sondebevlektheid, goddeloosheid, hardheid, onregverdig. Boosheid is ook die gevolg daarvan, stikkend, hartseer, ontstellend, moeilik.
om die woorde van Openbaring 21 te gebruik, ook leed en smart en pyn. Boosheid is die werklikheid waarin die ganse mensdom geleef het, vanaf die dag van die sondeval, reg deur alle eeue heen. Boosheid is die werklikheid waarin ons gebore is, groot geword het, vandag lewe, môre en oormôre ongelukkig ook gaan lewe. En boosheid raak net nog boser. Ons Here Jesus wat destyds sy disippels vir ons elke dag, ons almal waarsku, onthou, soos wat die eindtyd aanbreek, gaan dit net erger en erger word. En dit geld vir al ook ons kinders. Baie keer dink ons dalk net aan ons as volwassenes wat met die swaar en die seer en die onreg in hierdie lewe te doen het, maar is veral ook ons kinders. Die druk en die versoeking op hulle is enorm groot. En so was dit dan in die tyd van Amos. So sê die Here, julle bly in 'n bose tyd. Nou in hierdie stukkie wat ons gelees het hier in hoofstuk 5, het dit in besonder gegaan oor politieke en sosiale ongeregtigheid. Ons net enkele uitlig. Ons Here sê, julle maak die regspraak 'n bittersaak. Julle trap die reg in die grond in. Julle haat die wat vir die reg opkom in die howe. Julle verafskuw die wat die waarheid praat. Dan word dit die wat vra na die wil van ons Here. En verder ook, ons Here sê, ek weet hoe geweldig groot julle oortreding is, hoe groot julle sondes is. Julle wat die vyande is van die wat reg doen. Julle wat julle laat omkoop. Julle wat nie aan die armes reg laat geskied nie. Julle wat die arme mense vertrap. Hulle verkoring afpers. Dit is die politieke, dit is die sosiale onreg, sondes van destyds. En as jy die boek Amos gaan deurlees, dan kort dan kom 'n mens daarby uit, ons Here wat waarsku teen vormgodsdienst, teen oppervlakkige, onnadenkende, gewoonte godsdienst. Dit is dalk nie 'n goeie Afrikaanse uitdrukking nie, maar dit is letterlik die mens wat in sy geloof en sy verhouding met ons Here op autopilot is. Hy gaan maar net aan sonder om enigsins te dink, onnadenkende godsdienst. En daarom sê ons Here uitdruklik, ek weet hoe groot julle oortredinge is. Ek weet hoe groot julle sondes is. En die Here sê dit is so erg. Julle kan maar net so wel verby Bethel loop. Julle kan maar net so wel nie by Gilgal indraai nie. Julle kan maar net so wel verby Berseba gaan. Ons gaan weer daarby uitkom. Drie letterlik baie belangrike geloofssetelpunte en plekke van herinnering. Die Here sê dit, julle hoor hierdie goeters, maar dit is soos 'n water van 'n eend se rug af. Julle leef in boosheid. As 'n mens dit sou opsom, hierdie hele gedeelte van Amos, vir my die Here, sê die Here, het julle eenvoudig nie ontsag nie. Vir julle naaste, medemens, net so min. Julle leef net vir julleself. En dis natuurlik die simptoom van 'n korrupte samelewing. As ons dink aan einde Oktober 2022, ons het in boosheid groot geword. Ons leef in boosheid en ons sal in boosheid sterwe. En ons hoef nie daarop verder uit te brei nie. As mense al hierdie dinge wat in ons lewe alles bymekaar gaan tel, as ons nou hier so in 'n kring gaan sit en vir mekaar begin vertel van godsdienstige, politieke, sosiale verval, boosheid, ons gaan mekaar ure en ure besig hou. En uiteindelik moet ons ook sê, wat gaan ons bereik?
Ons gaan net nog magteloser wees, nog moedeloser, nog meer morbied, nog meer gefrustreerd. Ja, selfs haatdraand. Ons leef in die werklikheid van boosheid. Wat sê ons Here vir ons moet ons doen? Dood eenvoudig. Vra na my wil, dan sal julle lewe. Vers 6, vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. Daar is my wil teenoor boosheid, en niemand van ons hoef te wonder wat God se wil is, en wat is boosheid, en waar pas dit by mekaar in dit, soos dag en nag verskil dit. En dan kom die opdrag van ons Here self, probeer goed doen. Nie verkeerd nie, dat jy kan lewe. Probeer goed doen. Hoekom sê ons Here, probeer lewe volgens my wil? Probeer dit doen. Die woordjie probeer word in ander vertalings vertaal met, en is ook in die ou Hebreëus letterlik, soek na, of soek daarna, om volgens God se wil te lewe. En probeer is 'n goeie vertaling. Die teologiese woordeboek, of 'n teologiese woordeboek, beskryf die woordjie soek as volg. Probeer om te vind, probeer om te kry. Jy moet goed soek, en as jy nie gevind het nie, gaan soek maar weer. Hierdie keer nog deegliker. Bly probeer, totdat jy gevind het. Dis wat die teologiese woordeboek daaroor sê. As ons mooi daaraan dink, probeer sê, ek het nog nie bereik nie. Soek sê, ek het nog nie gevind nie. En as 'n mens baie prakties, logies aan hierdie woordjies dink, probeer is, ek probeer iets bereik, maar ek kry dit nie reg nie. Elke keer dan misluk dit, maar dan probeer ek weer. En dit misluk, en ek probeer weer. Maar probeer verg geweldige opoffering. Probeer verg volharding, aanhou en aanhou en aanhou. Aan die hand van 'n beeld dan ook verduidelik. Ek het diabetes. My suikertelling is in die hoogte. Ek besef ek moet iets daaraan doen. Dis nie 'n skakelaar wat jy aan of afskakel, een pilletjie drink en alles is reg nie. Die eerste wat ek moet doen is, ek moet besef wat die erns van die saak is van my suiker wat te hoog is. En dan moet ek 'n besluit neem dat ek iets daarin gaan begin doen. Maar dit help nie, ek het net 'n besluit daaroor geneem nie. Nou volg 'n plan van aksie. Nou begin die
letterlik het besluit om te doen. Engels commitment. En die manier waarop ek dit doen, is ek probeer om reg te eet, en ek probeer om 'n gesonde leefstyl te hê, te oefen. En wanneer ek regtig hard probeer, dan sien ek resultate. My suikertelling kom af. Maar sodra ek ophou hard probeer, dan sien ek ook 'n resultaat. My suiker begin weer klim, negatief. En as ek so hard probeer het dat my suiker uiteindelik op 'n telling is wat hy reg moet wees, kan ek nie net ophou om reg te lewe en reg te eet nie, want dan klim dit ook maar net weer. So ek moet voortdurend let op wat ek eet en hoe ek leef. Dis 'n permanente probeer, is 'n permanente val, maar weer opstaan. En dit is wat ons Here vir ons sê, ons moet doen. Ja, daar is die bose, jy gaan val, elkeen van ons val, elkeen struikel. Daar is my wil, probeer om te lewe volgens my wil. Die woordjie probeer is 'n diep belydenis. Here, op geen manier kan ek uit eie krag regkry wat U van my vra nie. En daarom, as jy gaan probeer om te probeer op jou eie, gaan dit nie slaag nie. Met die beste voornemens, met die hardste probeer, sal ek nooit bereik waarna ek soek uit eie krag nie. En daarom, soek jou krag in Hom wat jou in staat stel om te probeer. Sit in die begin gelees, ons Here wat sê, julle kan maar net sowel verby Bethel, Gilgal en Berseba gaan vir die volk. Bethel was die plek van ontmoeting gewees tussen Jakob en die Here. Met ander woorde, as mens praat van Bethel, dan praat jy van ontmoeting. Jy praat van verhouding. Jy praat van ons Here wat hom aan sy kind verbind het. Hoor jy die genade van God in Jesus Christus? In Christus, deur sy versoening alles is ons met God versoen. Deur geloof aan hom gebind in lewe en in sterwe. Ons staan nooit alleen nie. Sit jou eie naam daarin. Jy, ek, Fanie van der Skyf, ek staan nooit alleen in my stryd teen die bose nie. Berseba was die plek waar koning Abimelech destyds vir Abraham gesê het, God is met jou in alles wat jy doen. Met ander woorde, praat 'n mens van Berseba, dan dink jy onmoontlik aan die versekering, God is met jou. Dink aan Romeine 12 vers 31. Wat is dan ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge, selfs oor die boosheid? God is vir jou. Wie kan dan ooit teen jou wees? Daardie ontsettende versekering. Hy is jou krag. Jy staan nie alleen met eie krag in jou stryd teen die bose nie. Gilgal was die Israeliete se heel eerste plek in die beloofde land. Gilgal sê met ander woorde, ons Here het sy volk laat tuiskom. Anders gestel, dit is ons Here wat sy kinders deur hierdie lewe, deur die boosheid van hierdie lewe, na hulle eindbestemming dra. En ook hierin, hoor jy die genade van ons Here Jesus Christus? Aan my is gegee alle krag en mag en heerlikheid om as koning oor jou te heers terwyl jy hier op aarde is.
Jy staan nie alleen nie. Ek is met jou. Ek is Immanuel, God met jou elke oomblik. Deur ons Here is die dood 'n deur na ewige heerlikheid, na ewige tuiskoms. 3 ontsettend kragtige geloofsankers wat ons Here destyds vir almal hulle gegee het aan hulle tyd, wat hulle verwerp het, maar wat ons Here vir ons vandag gee. Bethel, ons Here het hom aan jou verbind. Berseba, ons Here is elke oomblik met jou. Gilgal, is ons Here wat jou deur hierdie lewe dra na ewige tuiskoms. Met hom, met sy krag, probeer vra na die wil van ons Here. Probeer lewe volgens die wil van ons Here. Probeer volhard in die wil van ons Here. So dikwels moet ons bely, hoor ons onnadenkend die 10 gebooie. So dikwels dink ons aan die 10 gebooie as 'n lys moets en moenies. Dis die wil van ons Here, saamgevat vir ons lewe. Probeer daarvolgens lewe. Hoe begin hierdie 10 gebooie? Onthou, ek is die Here jou God. Jy staan nie op jou eie nie, jy staan nie op eie krag nie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En as jy dan nou gaan kyk in die verklaring daarvan, Sondag of vraag 94, Sondag 34. Wat beteken dit? Here, dit beteken ek moet u alleen vertrou vir alles in hierdie lewe. Is jy soms moedeloos? Raak jy soms angstig as jy kyk na die politiek en wêreldomstandighede? Kry jy soms 'n beklemming as jy kyk na jou eie finansies en word jy soms bang as jy dink aan jou kinders en jou kleinkinders en hulle toekoms? Vertrou ons Here. Probeer bidend stry teen negativiteit om ons Here ten volle te vertrou en in hom vrede te kry. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is en wat daarop volg. Tweede gebod, die manier waarop ons God dien. En dan moet ons hier eerlik ook sê, ons Here het deur Amos, die mense hierso, baie skerp aangespreek oor 'n oppervlakkige autopilot godsdiens, geloof. Hoe lyk jou verhouding met ons Here? Is jy bereid om die beste van jou tyd, aandag aan hom te gee? Kom uiteindelik ook by die groot liefdesgebod. Kan jy met eerlikheid sê, Here, ek het U bo alles lief en dan eers kom my werk en my verpligtinge en my verantwoordelikhede en alles daarmee saam. Probeer. Ons mag nie net kennis neem en sê, wel, ek is nou maar eenmal so nie. Nee. Ek moet bidend weet wat ek moet doen. Ek moet dit gaan doen. Die naam van ons Here. Die negatiewe natuurlik nie laster nie, maar ook die positiewe van uitdra. Gebruik ek regtig die beste of elke geleentheid om die wil van ons Here bekend te maak en uit te dra in hierdie lewe? Of is ek dalk te skaam? Probeer sê, stryd, selfdissipline. Dit verg iets van jou. Neem dit op. Ons is geskape
om in wat ons dink, sê en wat ons ook ons leefwyse ons Here groot te maak, uit te dra. Die dag van ons Here saamkom, ja, maar die kern lê daarin om my rus te vind in hom. Soek ek my sekuriteit in geld, beleggings, eiendom, materiële dinge? Soek ek dit in verhoudinge om erken te word deur mense? Ons Here, hy is ons rus. Kom na my toe, sê ons Here Jesus. Die 5de gebod van gesag. Hoe maklik raak 'n mens nie, as ek maar vir myself praat, opstandig as gesag misbruik word nie. Stryd daarteen. Dis nie reg om te sê, wel, dit is nou maar so nie. Probeer. Jy gaan dit nie alleen kry nie. Doen dit bidtend, op jou knieë, deur die krag van ons Here. Lewe. 6de gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie haat in jou mee rondloop en 'n wrok in jou mee rondloop nie. Jy mag dit nie koester nie. Jy mag nie rassisties wees nie. Jy mag nie sê, wel, ek sal vergewe, maar vergeet van vergeet nie. Probeer. Probeer is 'n werkwoord. Dit is opoffering, dit vra van jou. Dit verg verandering. Die heiligheid van die huwelik, die negatiewe, dit wat ons nie mag doen nie, en ook as jy dalk vasgevang is in pornografie of iets van die aard, jy kan nie maar net sê, wel, dit is nou maar daar nie. Probeer, stry. Maar die positiewe, hoe gereeld sê ek as man vir my vrou, dat ek haar regtig waardeer? Hoe gereeld sê ek regtig dankie vir ons Here, dat ek haar as lewensmaat het? Andersom, vrou vir 'n man, ek vir my kinders, kleinkind. As dit gaan oor besittings, dit gaan in 'n groot mate ook saam met die 4de gebod van waar vind jy jou sekuriteit en rus en vrede? Gierigheid wat ons Here sê, wat regtig dan ook 'n verlammende effek op 'n mens het. Want jy wil net meer en meer en meer. En dan sê ons Here Jesus, om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. En ook net 'n getuienis ook uit die gemeente, om vir ons Here dankie te sê dat ons in staat was om 'n nuwe kombuis te kon aanbou, nuwe verbeterings in hierdie fasiliteite te kon aanbring, om fasiliteite te kan hê, om as gemeente te kan saamkom. Ook vir die uitdaging om baie keer oor fasiliteite vir Dinsdag en 'n Woensdag met 'n klomp klein groepe van die studente mee te ding oor waar jy plek het, 'n plek gaan kry. Dis 'n voorreg wat ons het. So ek dink aan die Swaziland uitreik, die nood wat daar is, ook ons Here wat gegee het, dat daar ook 'n verskil kon kom. Probeer. Dis deel van probeer, en ons sê vir ons Here dankie daarvoor. Vals getuienis, dieselfde. Ons moet probeer om nie te skinder nie. Ons moet probeer om die goeie van iemand te praat. En dan ook die begeerte uiteindelik, om te begeer om die wil van ons Here na te volg, te begeer om te stry teen dit wat verkeerd is. Probeer. Is nie sommer 'n kantlyn opmerking van ons Here deur Amos aan ons nie. Probeer is sy bevel, direkte bevel aan jou, my, vandag, môre, elke dag, wel wetende in die boosheid waarbinne ons lewe. Self kan ons nie uiteindelik bereik nie. Maar met die krag van God is ons hier op pad
om uiteindelik te bereik. Ons Here Jesus het klaar bereik, volkome bereik, deur die dood heen, in ewige heerlikheid. Eendag in die hemel, gaan ons nie meer nodig hê om te probeer nie. Maar tot dan, totdat ons Here ons kom haal, met sy krag, dink aan Bethel, Berseba, Gilgal, kan ons, elke keer as ons geval het, opstaan, probeer om die wil van ons Here uit te leef. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 25, die eerste omdigting, vers A, en daarin in besonder ook die gesindheid. Here, leer my u wil, u wee, maar in besonder dan daardie hartsgesindheid. Help my dat ek met liefde, met ywer, met toewyding, in 'n regte verhouding tot u, vra na u wil en te probeer lewe volgens u wil. Ons gaan nou 'n rukkie geleentheid gee ook vir stil gebed en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Ons is volkome afhanklik van U, Here, vir alles in hierdie lewe, vir ons elke dag se bestaan, wat ons nodig het om te lewe. Ons is van U afhanklik om te probeer lewe volgens U wil. Staan ons in ons swakheid by, Here. Versterk ons en help ons. Help ons om hier in tyd ook te bly dink aan Bethel. U wat in Christus, deur Christus self van ons verbind het. Aan Berseba om opnuut ook net te besef, U is met ons. Here, wie kan teen ons wees? En ook Gilgal om te weet, Here, ons lewe is nie doelloos uitgelewer hier op aarde nie. U is met ons op pad na ewige heerlikheid. Mag dit ons lewensdoel wees bo alles
om in wat ons dink en wat ons sê, wat ons doen, U bo alles te verheerlik. Here God, aan U alleen, al die krag en mag en majesteit en heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan tydens die diens van barmhartigheid ook net weer rustig luister ook na musiekbediening. En dan gee ons dan ook geleentheid vir die liefdegawe. Dankie Willem. Ons sing nou ten slotte skrifruiming 14:1. Dis al 3 die verse waarin ons dan ook vra dat ons mekaar op so 'n manier ook onderling aanmoedig om sterk te staan in ons geloof. En dan na die wegstuur seën sing ons Psalm 134 vers 4, waarin ons ook ons Here bid dat hy ons die krag sal gee, dat hy ons sal seën om regtig bidend, gelowig te probeer lewe en vra na sy wil.
Ons Here seën jou en hy beskerm jou. Ons Here het tot jou redding verskyn. Hy is jou genadig. Ons Here verhoor jou gebede. Hy skenk aan jou sy vrede. Net vir 'n oomblik weer sal sit. Jacques en Dani gaan met ons gesels en dan gaan Mandeli Reders ook gou met ons oor die Swaziland uitreik gesels.